Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His word. Hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His word. For everything, oh everything, yes everything is possible with God. Ek wil julle vanoggend kom groet. En die God by wie niks onmoontlik is nie. Ek groet in die naam van Jesus wat die onmoontlike kom moontlik maak. En ek groet in die naam van die Gees van God wat deur ons die onmoontlike doen ook in ander mense se lewens. Kom ons bid saam. God, by U is niks onmoontlik nie. En daarom vertrou ons U met ons lewens. Want in U hande, die God van die onmoontlike, voel ons veilig. Here, ons weet, as mens, kan ons die moontlike doen. Ons elkeen wat hier sit, ken ook die eie grense in ons lewens. Here, ons het tekortkominge. Ons is feilbaar. Maar Here, met U krag kan ons ook deel word van die onmoontlike in hierdie wêreld. Gees van God, vul ons met U krag. Dat ons ook met hierdie krag in hierdie wêreld U die onmoontlike God kan uitlewe. En as gemeente kom ons vanoggend vra dat U in hierdie land en die wêreld wat in so moeilike tyd is, dat U in hierdie tyd die onmoontlike sal doen. Dat daar waar daar oorlog is, vrede sal kom. Daar waar daar haat is, weer liefde sal kom. Daar waar daar verdeeldheid is, dat U die onmoontlike God eenheid sal bring. Ons wil elkeen kom dankie sê vir 'n vrou, vir 'n ma wat in ons lewens so groot rol gespeel het. Here, U weet die hartseer en die pyn toe hulle dood is. Het ons gevoel asof die lewensstring uiteindelik finaal geknip is. En ons wil in hierdie dag in besonder aan hulle dink. En ons glo dat hulle by U is.
En dit bring vir ons troos en vertroosting. Kom in hierdie oggend en praat met ons in Jesus se naam. Amen. In Jesus se naam. Amen. Nou die tekswoord vir oggend is Jesus se woorde. Matteus 19 vers 26 het Jesus vir sy disippels en vir mense daar rondom gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Nou, ons tema vir oggend is God verander dood in lewe. En nou in hierdie Paastyd dink ons juis rondom hierdie onderwerp. God maak dood weer lewe. Die onmoontlike maak hy moontlik. Weet jy, God verander donker in lig. En dan praat ek nie net van daar buitekant nie, ek praat van dit in jou lewe. Hierdie donker tyd wat ek ook beleef, en die donker tyd wat jy miskien nou beleef, op 'n ander manier, miskien nie dood nie, maar daar's 'n donker tyd in jou lewe. Nou wil ek vir u sê, vir God is dit moontlik om hierdie donker in jou lewe lig te maak. Dit vat tyd, soms baie lank, maar uiteindelik kom jy weer by lig uit. Want in sekere tye voel alles maar net donker rondom jou. Jy weet, God maak siekte gesond. Ek is nie iemand wat sê, sit jou hande op iemand se kop en hy word gesond nie. Ek sê net, God wil hê ons moet gesond wees. En daarom wil ons almal gesond wees. En daarom gaan ons dokters toe. Daarom drink ons pille. Daarom doen ons dit, want dit is instrumente. Want God wil die onmoontlike moontlik maak. Deur siekte gesond te maak. God wil ongeluk in geluk verander. Hy wil verlore mense red. Hy wil hartseer verander in troos. Hy wil ongeluk verander in geluk. Hy wil stikkende mense heel maak. Hy wil onvrede vrede maak. Hy wil haat verander in liefde. Hy wil dood lewe maak. God, die onmoontlike, maak dit moontlik. En ek dink ons mense moet maar besef, ons het beperkings. Ons wil ook soms die onmoontlike doen. Dit is so. Ons wil soms vir ons kinders die onmoontlike doen. Ek kan dit nie doen nie, ek het nie die finansies nie, ek kan hulle nie bystaan nie, en ek sal graag die onmoontlike wil doen, maar ek besef net, ek kan net die moontlike doen. En dis 'n grens in 'n mens se lewe. Ons elkeen kom by 'n grens in ons lewens, en ons kan nie by die grens verbykom nie. God maak die dood dood. God maak die dood dood. Nou hier gedeelte wat ek gekies het, kom daar uit Johannes 11, en jy weet dit is waar Jesus Lazarus opgewek het uit die dood uit, en dan het hy laat gekom, 3 dae te laat, en Maria en Martha is kwaad vir Jesus, want hy het geweet as hy hier was Lazarus miskien nie dood nie, en dan sê Jesus vir Martha en Maria, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. Luister mooi, belangrik. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan sê hy vir Martha en Maria, glo jy dit? En ek wil dit vanoggend vir jou sê. Nee. Ek wil hê julle moet luister. Elke woord tel. Glo jy
dat jy eendag gaan opstaan? Glo jy werklik daar's 'n lewe na die dood? Glo jy dit? En toe Jesus vir Lazarus gaan opwek het hy daar by sy graf gaan staan en hy het gehuil. Hy het gehuil. En ek wil dit ook vir julle sê. En was baie mense wat wanneer iemand dood is, sê, moenie huil nie. Hy's op 'n beter plek. Weet jy wat? Jy doen iemand 'n onreg aan. Weet jy wat is huil? My woorde. Weet jy wat is huil? Huil is die trane van jou liefde. Huil is die trane van jou liefde. En daarom moet mense toelaat om te huil. Jesus het gehuil by die graf van Lazarus. En dan sê Jesus vir die klomp mense, rol die klip weg. En nou moet jy weet, Jesus gaan nou vir Lazarus opwek. Hy kom ons nou die klip self laat verby oopmaak. Maar Jesus sê vir die mense, maak, rol die klip weg. Weet jy hoekom? En nou moet jy luister, want dis belangrik. Jesus wil altyd mense inskakel in die onmoontlike wat hy gaan doen. Hy wil ons deel maak van die onmoontlike. Want wat hy nou gaan doen is onmoontlik vir die mense daar. Maar die moontlike is om daai klip weg te rol. En hy sê vir die mense, rol die klip weg. En weet jy wat? Die mense word deel van hierdie wonderwerk. Want Jesus sê, Lazarus staan op en hy kom uitgestap uit die graf. En dan is Lazarus nog vol van die grafdoeke. En dan sê Jesus die volgende ding vir die mense. Hy kon die grafdoeke self laat afval het. Hy sê vir die mense, maak hom los, sodat hy kan vry huis toe gaan. Hoorie? Hy skakel die mense in by sy onmoontlike. Hy het die onmoontlike gedoen om Lazarus op te wek. Maar die moontlike is om hierdie lappe, hierdie doodsbande los te maak, sodat hy kan vry uitgaan. En ek wil volgens vir julle sê, ja, God doen die onmoontlike. Maar God wil ons inskakel by die onmoontlike, deur vir ons die moontlike te laat doen. Dokters kan mense nie gesond maak nie. Maar God gebruik hulle. En die onmoontlike word moontlik, mense word gesond. En ek hoop jy sit hier en jy besef, maar God kan my gebruik om onmoontlike moontlik te maak. En daarom moet ons onthou, dood is nie die einde nie. Ons glo dood is die begin van iets niets. God het die dood gemaak. Ons kan nou hoef ons die dood nie meer te vrees nie. Want Jesus het die dood oorwin. Maar die tweede plek, en hier gaan ek vinnig oor praat, want dit is vir my so belangrik, en ek dink dit het te doen met die hele situasie in die wêreld, is God bring lewe in die lewelose. In Jesegiel 37 vat Jesus, of vat God vir die profeet Jesegiel na 'n laagte toe. En in die laagte is daar 'n klomp doodsbeendere. En dan sê Jesus vir hierdie profeet, die dominee, dink jy dat hierdie bene weer kan lewendig word? En dan sê hy, nee Here, u weet alles. En nou kom God met 'n opdrag vir Jesegiel. Nou moet jy dit dink. Hy sê vir hierdie dominee, preek vir die doodbeendere. En Jesegiel begin te preek vir die doodbeendere, en die bene het begin opstaan, en daar het vel oor hulle gekom, en senings oor hulle gekom, maar hulle was nog steeds dood. En dan sê Jesus hierdie belangrike ding. Jesegiel, moenie preek meer vir die bene nie. Preek tot die Gees van God. Want die Gees van God gaan in hierdie mense inkom, en hulle gaan lewendig word, en dis wat gebeur. Toe Jesegiel tot die Gees bid, toe die Gees in hierdie mense gekom, en hierdie dooie bene
het lewendig geword. Daar staan 'n magtige leer. En ek wil vir sê, as ek na die wêreld kyk, as ek kyk na Amerika, en ek kyk na Europa, en ek kyk na Suid-Afrika, wil ek vir jou sê, daar's 'n vallei vol doodsbeendere. Hulle lê daar. En ek dink, daar's tot doodsbeendere waar daar vel en seënings oorgetrek is. Die kerk het gepreek, mense het 'n bietjie geluister, maar weet jy wat is my probleem? Mense het nie God se lewe in hulle nie. Hulle is nie geesvervuld nie. En sonder geesvervulling gaan ons nooit die onmoontlike moontlik laat word nie. Die Gees van God doen dit. En daarom moet 'n mens bid, ek wil tog God, vul my met u Gees. Pinksterdag het die Heilige Gees oor die gemeente gekom en 3000 mense kom tot bekering. Hoekom? Hulle is gevul met die Gees. En ek wil vir jou vra, my boetie, my sussie, is jy gevul met die Gees? Jy moet dit voel nie. Jy moet niks doen dat dit gebeur nie. Jy moet glo, ek is gevul met die Heilige Gees, want daar staan in die Bybel en hy het hulle almal op Pinksterdag gevul met sy Gees. En ek sê vir u, ons kerke het vol doodsbeendere geraak. Mense sit in die kerk en die doodsbeendere begin te beweeg. Die doodsbeendere lyk asof dit met hulle is weer besig om op te staan. Maar die probleem is, hulle lewens verander nie. Hulle word nie 'n magtige leer nie. Ons as kerk, en ek gaan dit sê, ons as kerk is die enigste in die wêreld wat die onmoontlike moontlik kan maak. Die politieke leiers kan nie. Hulle is doodsbeendere. Hulle praat, hulle skreeu, hulle raas, hulle maak planne. Maar ons soek weer geesvervulde mense. Ons soek die kerk wat sal opstaan, 'n magtige leer. En hierdie wêreld sal nooit weer dieselfde wees nie. As die Gees van God van ons gemeente gaan besit neem, gaan hier dinge gebeur. En ek wil dit sê en hulle moet dit aanteken op hierdie dag, die 13de April 2025, dat ek dit gesê het, as die Gees van God van ons gaan besit word, gaan ons 'n magtige leer word, wat die hele Roosendaal en die hele Oos-Vrystaat en selfs die hele land gaan verander. Geesvervulde mense. Geesvervulde mense. Ek wil klaarmaak. As jy vanoggend hier sit en jou huwelik is dood. Ja, huwelike gaan dood. Dankie, jy kan gaan na terapeute toe, dis reg. Jy kan nog aan jou dominee toe gaan met hom gaan praat oor jou huwelik. Jy kan na jou vriende toe gaan praat oor jou huwelik. Maar sonder die Gees van God gaan daardie huwelik maar net dieselfde pad loop. Die Gees van God maak lewend. Miskien is jou loopbaan dood. Miskien is jou gesin dood. Miskien is ons land dood en dit is. Gees van God kan dit lewend maak. En dan is dit die belangrike ding nou, God oorwin dood by die kruis. 1 Korintiërs 15:54-57. Daar staan dat die doop, nou moet jy onthou, die doop in die Bybelse tyd was die doop van gelowiges. Onthou net, hulle was heidene, hulle het nou Christen geword en hulle is gedoop. En Paulus kom en hy sê, deur die doop, die simbool van die doop, het julle deel geword van Jesus se opstanding. En het julle saam met hom die dood oorwin. Want wanneer jy gedoop word, soos in daardie tyd, word jy onder die water en dan sterf jy saam met Jesus. En as jy uit die water uit terug opkom, staan jy saam met Jesus op tot 'n nuwe lewe. En luister mooi, ons het weer mense nodig wat verander het.
Jy kan niemand, nee, julle luister nie. Julle kan niemand en niks nuut maak as jy self nie nuut is nie. Jy kan niemand verander as jy self nie verander het nie. 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Ons wil hê dominees moet mense verander. Ons wil hê die Bybel moet mense verander. God is die enigste een wat die onmoontlike moontlik kan maak om 'n mens te verander. Maar hy gebruik ook mense, soos hy gebruik het by Lazarus se graf, met die steen wat weggerol is, en ook die lappe wat moes losgemaak word. Ons moet gaan mense se doodslappe gaan losmaak. Kerktradisies. Ek is altyd in die kerk, ek het in 'n goeie huis groot geword. Dit is doodsbande wat jou vashou. Jy moet dit laat afhaal. Daardie goed is belangrik, maar jy kan nie loskom nie. Jy kan nie vrykom as hierdie goed nie losgemaak word nie. En dan word jy die mens wat deur Jesus se kruisiging verander is en word ons meer as oorwinnaars. En Romeine 6 vers 4 sê, ons is deur die doop in die doop met grawe, sodat ons net soos Christus uit die dood opgewek is, ons ook 'n nuwe lewe kan leef. Ek het dit gesê. Ons moet besef, en ek wil dit net vir julle sê, die doop kan jou nie nuut maak nie. Die doop kan jou 'n nuwe mens maak nie. Ek praat van die waterdoop of wat 'n doop. Maar jy moet mooi luister. As Jesus jou nie verander het nie, sal jy nooit verander. As Jesus jou nie verander het nie, sal jy nooit verander nie. Jy gaan 'n nuwe blaadjie omslaan. Jy gaan probeer om 'n beter mens te wees. Jy gaan probeer om minder te vloek en minder te drink en minder te dit en ophou rook. Dit maak jou nie 'n nuwe mens nie. Jesus verander jou lewe. En ek dink ons moet dit weer vir mense begin sê. Want dit is waarvoor Jesus gekom het. Hy het nie gekom om kerke vol te maak nie. Hy het nie gekom sodat dominees mooi preke kan preek nie. Hy het nie gekom daarvoor nie. Hy het gekom dat mense nuut sal lewe. En dan sal mense dit weet. Hierdie opstandingslewe van jou, gaan jy leef. en ek kan dit weer vra. Ek het nou nog gevra, het een van julle gesing hierdie week? En daar was 'n paar wat hulle hande opgesteek het. Maar ek gaan nou 'n ander vraag vra, wat ek dink julle mee moet huis toe gaan. Het jou lewe al ooit iemand anders verander? Het jou lewe iemand so aangeraak dat daardie persoon vir jou gevra het, ek wil hê wat jy het? Daar's iets in jou lewe wat ek nie het nie. Jy het 'n Jesus lewe. Jy praat soos Jesus. Jy tree op soos Jesus. Jy vergewe soos Jesus. Jy het lief soos Jesus. En dan het Jesus dood lewe gemaak. Ook in jou lewe. En dan gaan daar ander mense daar buitekant. Ons sê vir hulle, kom saam met kerk toe. Asof die kerk hulle gaan verander. Asof dominee André se preek hulle gaan verander. Gaan nie. Gaan nie. Jesus moet jou verander. In daai preek moet jy Jesus hoor. In hierdie kerkdiens vanoggend moet jy Jesus beleef het. En dan stap jy uit. Jy probeer nie dweep nie. Jy gaan lewe, die opstandingslewe. En jy gaan uitvind hoe mense rondom jou
begin verander. Amen. Here, baie dankie dat U gekom het om dood lewe te maak. Dankie dat U die onmoontlike moontlik gemaak het. Dat U die dood oorwin het, die onmoontlike moontlik. Dat U ons gewone lewens verander het deur ons 'n ewige lewe te gee. 'n Lewe sonder einde. Dankie dat U ons wil gebruik in hierdie wêreld om die klip weg te rol sodat Lazarus kan opstaan. Dat ons die bande van dood van mense sal losmaak sodat hulle kan vry uitgaan en 'n Jesus lewe gaan begin lewe. Amen. En voor die liefdegawe wil ek dit hier sê en vir die mense wat inluister, daar's baie mense wat inluister. Laasweek oor die 500 mense, 600 mense het na die diens geluister. Daar in Markwart waar ek nou woon en die blyplek in Markwart het ek spesiaal daar gebou vir Nelly met die dementia wat sy gehad het. 3 maande, 2 maande toe sy dood. En nou is ek in daardie huisie alleen. En ek het my huisie in Engels vir myself verander. En ek noem die huisie Sanctuary. Ek is alleen. Maar ek het nog nooit in my lewe God se nabyheid so ervaar nie. Sanctuary. Tyd met God spandeer. Dat my alleen tyd met God word. En miskien is daar so tyd in jou lewe, so eensame tyd, so stil tyd, so asof die dag nie wil verbygaan nie, so asof ek nie weet hoe my tyd om te kry nie. Sanctuary. Gaan spandeer tyd met God en jy gaan nooit eensaam word nie. En dan wil ek ook net sê, baie dankie vir julle wat hier sit. Julle weet wat vir my goed is. Wat na my huisie kyk, wat Nelly se voeltjies kossies gee. Wat my bel, wat lief is. Oukies, weet julle wat? Julle rol daai klip weg, dat ek daai lewe weer ervaar. Julle draai daai doodskleed van my hartseer, haal julle af, sodat ek kan vry uitgaan, en ook kan lewe met vreugde en blydskap. Ek stuur die huis toe met die seën van die Here. God, wat die onmoontlike kan doen, wil in jou, wat die moontlike kan doen, vol met sy krag, en dat jy deel kan word van die onmoontlike wat moontlik word, in Jesus se naam. Amen.